Ek dink voordat ek na die woord toe gaan, wil ek wil net iets by sê. So om jou lewe neer te lê vir jou man of vir jou vrou, beteken nie noodwendig presies net dit wat dit sê nie. Beteken nie wanneer daar 'n situasie of 'n geval is dat ek voor die kar moet induik. Dit beteken dit ook, maar nie dit alleenlik nie. Dit beteken daai goed wat ek so koester en dan vashou, wat nie goed is vir my man of my vrou nie. Wel, vir my vrou in die geval. Dit wat ek vashou, wat nie goed is vir hulle nie, dit lê ek neer. Dit wat my lewe maak, wat hulle skade aandoen, dis wat ek neerlê. Want ek besef, ek is nie meer vir myself so belangrik nie, maar die ander persoon is vir my baie belangriker. En dit is vir my belangrik dat ek die beste man of die beste vrou sal wees vir daai ander persoon. Dis wat dit beteken om jou lewe neer te lê vir daai persoon. Amen. Dis nou vir die mans gewees wat soos ek bietjie meer verduideliking nodig het. Okay? So op daai noot, en dit gebeur soms in ons huwelike ook so, en dit gebeur soms in ons werkplekke ook so, en dit gebeur soms tussen ons vriende en in ons finansies ook so, dat soms voel dit, dis net die een ding, na die volgende ding, na die volgende ding, en dan moet die kar se windscreen vervang word, en dan moet die timing kit gedoen word, en dan moet hy gaan vir 'n diens, en dan is die biel pap, en dit voel net nie asof jy kom net nie bo uit nie. En met die werkplek is dit net die een probleem na die volgende probleem, en ek voel nie vervul in wat ek doen nie, want al wat ek doen is ek los net die hele tyd probleme op. Ek gaan van die een situasie na die volgende situasie. Ek en Larusha werk aan 'n ooreenkoms op hierdie oomblik, en ek sê werk daaraan, want ons kry dit nog nie lekker reg nie. So, en ek gaan nou van hier af verder vorentoe ons gebruik en niemand uitsonder nie, maar julle kan die somme in julle kop maak. Soms wil ons baie graag alles in die huis skoon maak. Alles. Vensters was, stoepe vee, alles. En soms raak ons, wat one-track mind is, bietjie verboureerd as ek sien hoe baie goed daar nog moet gebeur. Ag, ek gaan nou nie verder ons sê nie, want ek gaan myself de mekaar maak. So ek hou van een ding doen, dit klaar doen, en dan die volgende ding doen. Maar ons hou van alles so bietjie op 'n slag doen. En ek raak verboureerd as ek nog besig is met die een ding, en ons sê vir my, dat, maar onthou, jy moet nog dit doen, en jy moet nog dat doen, en dit moet nog gebeur. En dis nie lekker nie, daai situasies is nie van nie vir my nie. Vir die van ons wat dieselfde is dit dalk. Soms is dit daai onoplosbare situasie in jou lewe wat jou so bietjie onderkry. Ek weet nie wie van julle sukkel nog met gesondheidsissues nie. Maar daar's goed in ons liggame wat soms net nie uitgesorteer kan word nie. Paulus praat van die doring in sy vlees wat God vir hom gegee het. En soms raak die struggle met daai probleem ook bietjie te veel. Want dit is net die een ding na die volgende ding, en ek voel net nie beter nie, en ek is konstant in pyn, en ek is konstant mismoedig oor hierdie ding, en dit raak net bietjie te veel. 'n soortgelyke situasie waaroor ons ook vanoggend wil praat, is daai sondige gewoonte wat ons dalk nie geskit kry nie. Ag, ek het nou al getraai en ek het getraai. En ek het nou al probeer dat tot Larusha moet bestuur, want ek moet nie. En ek het al alles probeer, maar ek skit net nie daai kortie meer nie. En dan raak 'n ou moedeloos, want jy besef, ag, ek het nou so hard gewerk, en nou is ek maar net weer waar ek was.
Ek het nou net weer gedoen wat ek vir myself nou al hoeveel keer beloof het ek nie gaan doen nie. En ek wil hê, en dalk kan julle relate met my, so julle gaan vir my nou moet help, want as julle nou julle kop en neus skud, gaan ek baie vinnig heeltemal 'n nuwe preek moet uitdink. Maar dis daai gevoel van, ek is halfpad daar, maar nog nie heeltemal nie. Ek het nou al gewoond geraak aan hierdie siekte, maar nog nie heeltemal nie. Ons het nou al geleer hoe om saam te leef in vrede, maar nog nie heeltemal nie. Ek is nou al tevrede met my werk, maar nog nie heeltemal nie. Ken julle daai gevoel? Ek het nou al gedeel met sonde, maar ek het dit nog nie heeltemal geskit nie. En die Here het my na hierdie teksgedeelte toe gevat en ek wil dit vir ons lees, Kolossense 3 vers 1 tot 3. En dit gaan op die bord ook wees en dit sal daar in Engels ook wees vir die van ons wat Afrikaans minder verstaan. So dit sê in vers 1: As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Amen. Ek het dit al in die verlede gesê, maar dis 'n yskasvers. Dis een van daai verse wat jy plak op jou yskas. Dis net so 'n populêre vers. Ons lees hom oralste en ons sing hom en almal sê, ag, bedink die dinge daarbo. Streef na dit wat daarbo is. Maar wat bedoel dit? Wat beteken dit? En ek dink soms hierdie baie bekende verse het die geneigtheid om skielik net hulle betekenis te verloor, want ons het dit net te veel gehoor. Dis soos Psalm 23, ons almal ken dit uit ons harte uit, maar besef ons regtig wat daar geskryf word. Sien, ek wil julle net bietjie agtergrond gee, bietjie konteks oor wat hier aangaan. Paulus skryf hierdie brief aan 'n gemeente, en Kolossense is opgedeel in 4 hoofstukke. So die hele eerste 2 hoofstukke gaan net oor dogmatiek. Dit is 'n baie groot woord, maar dit is leerstellings. Dit is eenvoudige goed wat jy nie noodwendig kan toepas nie, maar jy net moet glo en verstaan. Jy moet net weet dat dit is hoe dit werk, dit is wat gebeur, einde van die storie. Daar is nie redenasie rondom dit nie. So ek wil julle voorbeelde gee van dit wat hy noem. Kolossense 1 vers 27 praat oor Christus is die nuwe hoop wat julle gekry het. Julle kan die verse self gaan oplees. Ek gaan net vir ons 'n opsomming gee van die leerstellings wat hy gee in die eerste 2 hoofstukke. Hy sê Christus is die nuwe hoop. Die Ou Testament het dit nie gehad nie. Julle het nou 'n nuwe hoop wat Christus is. Hy praat van die besnydenis van Christus, of die besnydenis van die hart. Dis die nuwe ooreenkoms, die nuwe toewyding wat ek aan Jesus Christus nou het. En hy verduidelik hulle so iets van die doop ook in Kolossense 2 vers 12 en 13. En hy sê die dood is deel van die sterwe van Christus en saam met Christus is ons ook dan weer lewend gemaak en opgewek. En dis alles goed wat ons weet. Dis alles goed wat ons verstaan dit. Ons verstaan wat is die doop. Ons verstaan wat dit beteken om die besnydenis van ons harte te hê, of die besnydenis van Christus, is om ons lewe heeltemal nuut aan hom toe te wy, om weer aan sy volk te hoort, aan sy gesin, aan sy huis. En hy verduidelik alles goed wat ons verstaan, maar dan hoofstuk 3 en 4 kom sê hy vir jou, jy verstaan dit, maar jy het nog nie lekker daarby uitgekom nie. Jy het nog nie lekker by die praktiese implikasie van hierdie goed in jou lewe besef nie. Hoe gaan jou lewe nou verander nou dat jy dit verstaan? Wat gaan jy anders te doen? En dis wat Paulus nou hier kom probeer skryf. En dis hierdie selfde situasie waardeur ons soms gaan. Ons verstaan en ons weet wat aangaan, maar ons pas dit nie lekker toe nie. Die praktyk is nog so bietjie moeilik.
Hy sê as julle al hierdie goed dan verstaan. En hoor hoe begin die vers. Dit sê as julle dan. So daai as verwys na alles wat hy nou in hoofstuk 1 en 2 gesê het. As julle hierdie goed verstaan, as julle gedoop is, as julle saam met Jesus weer opgewek het, as jy jou hart en lewe vir hom oorgegee het nou en nou aan hom behoort, as jy dan nou saam met hom opgewek is, streef na dit wat daarbo is. Streef na die dinge in die hemel. Nou ek wil sommer net 'n vraag vra en jy kan self dit opmeet in jou eie lewe. As jy nou vinnig in jou kop dit soos 'n movie laat verbyspeel, alles waarmee jy op hierdie huidige oomblik in jou lewe besig is. Dis werk, dis persoonlik, dis vriendskappe, alles ingesluit. Alles waarmee jy besig is, kinders grootmaak, huise verf, plant, doen net wat jy wil. Hoeveel van dit is jy besig om te doen asof jy streef na dit wat daarbo is? Hoeveel van dit wat ek dag tot dag doen, doen ek want ek het my oë gerig en my hart gerig op dit wat daarbo is? En ek wil hê ons gaan vanoggend daarby uitkom en ek wil vir julle hierdie eerste ding sê. Hier is die opdrag. Dis die opdrag wat ons in hierdie 3 verse kry. Streef na dit wat daarbo is. Want sien, dit is moontlik vir my om besig te wees met dinge hier op aarde, maar 'n hemelse fokus te hê. Amen. Daar's 'n gesegde wat sê, of daar's mense wat na kerkmense kyk, jy weet, dis nou ons, die kerkmense. Dan sê hulle in Engels, you are too heavenly minded to be earthly any good. Julle dit al gehoor? Ek het dit al gehoor. Nou ek het 'n pastoor saam met hom gewerk, hy het altyd gesê, you can't be earthly any good if you're not heavenly minded. Dit wat jy hier op aarde doen, is dan maar te vergeefs, as jou fokus nie in die hemel is nie. En dit wat daar gebeur nie. Nou dit is 'n moeilike konsep. Want ek het in my voorbereiding ook vir die Here gevra, Here, U gaan vir my moet help. Want daar's baie goed wat ek deur die dag en deur die week doen, wat ek kan nie my gedagtes gerig kry op hoe kan dit 'n hemelse fokus hê nie. En die Here het vir my 'n paar goed gewys. Wie van julle is besigheidseienaars hierso? Julle kan opsteek. So om 'n besigheid te hê, as jy hemel gefokus is, gefokus op die dinge daarbo, en dan het jy goddelike beginsels in jou besigheid, wat 'n voorbeeld is vir ander mense, oor hoe om besigheid te doen. Dan is ek nie alleenlik besig om besigheid te doen nie, maar ek is besig om deur my besigheid God te verheerlik. Wie van julle is ambagsmanne? Werk met die hande. Sorry, ek tik met my hande, dis omtrent al wat ek werk met my hande. Ambagsmanne, om 'n goddelike integriteit te hê in dit wat jy doen en maak en regmaak, op so 'n manier wat God verheerlik en nie net jouself nie. En ek sê nie daar's van hulle in hierdie gemeente nie, maar daar's bouers daar buite, wat as hulle klaar gebou is, dan dink jy, ek weet nie of ek onder hierdie dak sal slaap nie. Dis om daai kop skuif te maak om te sê, ek gaan doen my absolute heel beste, sodat ek God sal verheerlik in my werk. Dis om 'n hemelse fokus te hê as jy 'n ambagsman is. Wie's onderwysers, of werk met mense, of lei mense op? Is die onderwysers in die gemeente? 1, 2, ons sal bietjie by die skole moet gaan kuier, 3. So dis wanneer jy nie net jou kinders leer nie, of nie net die mense met wie jy werk leer nie, maar jy straal die liefde van God op so 'n manier uit, dat jy daai kinders beïnvloed. En jy leer hulle
Ek weet in vandag se tyd is dit moeilik om God in die skole in te bring, om godsdiens in die skole in te bring. Maar God het ons 'n verstand gegee en 'n manier gegee om dinge te doen en die vyand se oë toe te maak en te kan sê, ek kan vir hierdie kinders goddelike beginsels leer sonder dat hulle dit eers weet nie. Dit is hoe ek 'n hemelse fokus het op dit wat ek doen hier op aarde. Die verwysing wat Paulus ons gee oor wat daarbo is, hy sê, dis waar Christus aan die regterhand van God sit. So as hy sê, streef die dinge na wat daarbo is, dan sê hy, streef dit na wat daarbo is, waar God sit en Jesus aan sy regterhand. Nou as ek vir julle moet vra, sommer net vinnig uit die duim uitsuig, wat dink julle is daarbo waar Jesus aan die regterhand van God sit? Wat sou julle sê heers daar? Wat 'n gevoel, wat 'n attribuut, wat heers daar? Vrede, ek het vrede gehoor. Kom, julle kan saam preek, hier is nou die geleentheid. Liefde, amen. Wat staan nog? Aanvaarding, wie het gesê aanvaarding? Aanvaarding, definitief. So hier is wat ek net wil hê julle moet gou-gou 'n onderskeid tref. So wanneer die Bybel praat oor om 'n voorbeeld te wees soos Jesus, dan gee hy vir ons 'n sekere goed om na te kyk. Jesus was liefdevol geweest. Jesus was regverdig. Maar wanneer hy sê ons moet so leef dat ons lewe God behaag, dan praat hy van 'n hele ander stel reëls. Dan sê hy jy moet begin heilig leef en jy moet heiligmaking najaag. So as ons kyk na wanneer Paulus skryf, streef na dit, daai goed wat daarbo is tussen God en Jesus op hierdie oomblik, dan sê hy streef daarna om soos Jesus te wees. Wat beteken die verhouding hoe jy met ander mense werk. Jesus het gekom om te sterf vir ander mense. So jaag vriendelikheid na in jou besigheid. Het jy geweet dat vriendelikheid in jou besigheid vir jou ook goed is? En dis bietjie tongenetjies gesê. So dis moeilik om iemand met 'n blymoedige hart te ondersteun as jy nie welkom voel nie. OK? Dis nie gemik op enige iemand nie, hoor. So as ek by jou winkel kom draai, moenie dis op niemand gerig nie. Dis om sagmoedigheid na te jaag. Onder jou kliënte en jou werknemers, geduld, wysheid, vergifnis, krag, reinheid, liefde. En berei julle harte voor vir die volgende ene, want dit kan 'n skok wees. Haal asem. Vrygewigheid. Soms wil die Here jou gebruik en die besigheid wat hy vir jou leen om 'n seën te wees vir die mense wat dit nodig het. Sien dan die Godkant van wat ons najaag, is jaag heiligheid na in jou besigheid. Eerlikheid, regverdigheid. God kan nie 'n besigheid seën wat besig is om op papier te steel nie. Dis nie lekker nie, en ek het nou nog nie my eie besigheid nie, so ek verstaan nie heeltemal die gevoel nie. Maar as jy daai briefie of daai e-pos van SARS af kry, of die SMS of die oproep of hoe ook al dit kom, ek weet nie, gaan jy gehoorsaam wees in dit wat hulle van jou vra. Want God seën jou wanneer jy met heiligheid en eerlikheid jou dinge hier op aarde doen. Dit is hoe jy streef na dit wat daarbo is. Dit is hoe jy streef na die dinge wat in die hemel is, terwyl ek besig is met die aardse dinge. Julle al ooit gewonder net oor die woord streef alleen, wat dit beteken? So, toe ek in La Rusha begin oogies maak het vir mekaar, hier is die voorbeeld, het ek gestreef na
En as ek hierdie heeltemal buite konteks of verkeerd gebruik, asseblief help my onmiddellik reg. Okay? So as ek toe ek vir hulle gaan kuier het, daar opgedaag het met 'n hemp wat halfpad uitsteek en hare de mekaar en ek het daar kom kuier en net niemand gegroet nie. En as haar peetpa my wil groet net so, how's it oom? Sou nie lank gehou het nie, hoor? Sou nie. Maar ek het daar opgedaag, mooi hemp ingesteek, hare gekam netjies, tot my ooghare plat gevryf. En ek was reg. Ek het stories gehoor van hoe hulle in die weermag mekaar gegroet het. So ek het nie geweet, oom, hoe moet ek staan? Maar ek is hier, ek gaan 'n impression maak. Ek gaan my beste gee. En dis wat streef is. Dis wat streef is. Ek het wanneer ek met haar gepraat het, net die mooi woorde gebruik. En ek het saggies en beleefd gepraat. En dan in die aande net voordat jy ou gaan slaap, dan stuur jy al die mooi boodskappietjies. Het was so lekker om jou te sien vanaand en lekker om te kuier. Ek hoop jy slaap so lekker. Streef is om te sê, ek gaan nie ruimte los om enigsins iets te doen wat nie die moeite werd is nie, wat minder werd is. Ek gaan my beste gee elke dag, heeldag. Ek gaan nou nie hierdie hempie reg kry nie, so verskoon dit maar. So wanneer God sê streef na die dinge wat daarbo is, dan sê hy gee jou heel beste. Streef daarna. Jy moet dit amper, ek wil vir jou sê, as jy 'n plammer is, 'n loodgieter, moet dit vir jou belangriker wees om te streef na dit wat daarbo is, as om die drein te ontblok. Dit moet vir jou belangriker wees om te streef na wat in die hemel is, as wat dit is om op 'n Afrikaanse periode deur jou les te kom. Want jy moet streef na die dinge wat daarbo is. Dis die opdrag wat God vir ons gee. Maar sien, as jy soos ek is, en weer eens, as ons huis skoon maak, ek het 'n plan nodig. Ek het nodig dat jy vir my sê, wat se lappie en wat se seep gebruik ek vir die vensters? Want ek wil weet. Want anderste gaan ek dit net nou weer moet doen. Want dan daar strepe en ek kan nie verstaan dieselfde lappie waarmee ek nou die vloer afgevee het, sommer nou hierdie venster skoon gemaak nie. Ek verstaan nie die issue nie, maar ek besef dit is een. So ek het 'n plan nodig. Ek het nodig dat jy vir my sê hoe om dit te doen. En God gee vir ons die plan ook. Kolossense 3 vers 2. Hy sê bedink die dinge daarbo en nie die dinge op aarde nie. Sien, ons is te veel behep met wat hier aangaan. Ek is so gefokus dat dit hier moet goed gaan. Hier moet dit uitwerk. Hier moet dit vir my die beste wees. Hier moet dit goed gaan. Dat my gedagtes is glad nie by waarmee is God besig nie. Waarmee is hy besig in my lewe? Wanneer dit lyk asof die lande heeltemal gaan misloos, dan is ek so gefokus op, o, liewe gonnaatjie Piet, hoe gaan ek? Wanneer ek die dinge daarbo bedink, dan dink ek, Here, hierdie is die perfekte situasie vir U om 'n wonderwerk te doen. Hierdie is die perfekte situasie waar U die verskil gaan kom maak, want dan dink ek die dinge daarbo. Kan ek vir julle 'n lekker voorbeeld gee? As jy nog jong kindertjies het of een of ander tyd ID's en bestuurslisensies en goed moet gaan doen, en jy in daai lang ry sit en hulle sê vir jou system is offline, en jy so gefokus op wat nou hierin aangaan, en hierdie rekenaar, en jy wil omstap en vir die tannie wys, is nie system offline nie, en jy net hierdie dinge bedink, dink bietjie die dinge daarbo. Wat wil God doen? Dink jy het jou toevallig hier gesit?
Dink jy het jou toevallig in die teenwoordigheid van 'n klomp ander mense gebring, wat nou ook maar hier stil sit en wag? Kan ek vir jou sê dat die beste geleentheid is so geleentheid, want almal is klaar daar. Hulle sit en wag net, jy moet net iets begin sê. Want wanneer ek my fokus skuif en dink, Here, waarmee is U besig? Wanneer daai een kliënt inkom wat nooit iets koop nie en eintlik maar net rondkyk en 'n geselsie soek, bedink die dinge daarbo. Here, waarmee is U besig? Sien, die ander kant van die muntstuk is ook die waarheid. Soms is ons oë te gefestig op mense om vir ons die oplossing te wees en nie God nie. En ons raak teleurgesteld wanneer mense nie vir ons deurkom nie en ons besef dit nie, maar dan raak ons teleurgesteld in die Here, maar eintlik het ek iemand anders te vertrou. Dis wanneer die kat sy besigheid op die bank gedoen het en dan slaat hy kwaad vir my. Verstaan nie? Dis net 'n voorbeeld, dit het nou nog nie gebeur nie. Sy sal nie kwaad raak vir my nie, dis regtig net 'n voorbeeld, anders te gaan sy kwaad raak vir my. Maar ons moet ons fokus op God stel. Want weet jy, as ek die dinge daarbo bedink, God gaan nie teleurstel nie. Hy gaan nie vir jou 'n situasie gee wat nie vir jou goed gaan wees nie. Hoor wat sê Romeine 8 vers 6. Hy sê die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. En daar's 'n ander vertaling, die 53, sê dit net so bietjie meer verstaanbaar. Dit sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Wanneer my gedagtes gerig is op hoe sorg ek vir hierdie vlees? Hoe sorg ek dat dit net met my nou goed gaan? Hoe sorg ek dat dit nou met my gemaklik gaan? Dit gaan altyd uitloop op die dood. Dit gaan altyd uitloop op iets wat nie vir jou genoeg is nie. Wat jou nie tevrede stel nie. Dan kan ek net gou-gou vir julle sê, hierdie stuk vleis is 'n baie selfsugtige ding. Hy wil net die hele tyd gevoer word, die hele tyd ietsie om te drink, en ietsie mooier om aan te trek, en ietsie mooier om... Jy gaan hom nooit tevrede stel nie. Maar wanneer ek die dinge daarbo dink, meer is net wat ek vleeslik nodig het, emosioneel ook. Sien, wanneer mense na my toe kom, en hulle is dalk bietjie aanvallerig, en hulle is dalk bietjie kwaad, en dan dink ek, maar hoe moet ek myself beskerm nou? Ek moet nou terug kwaad wees. Nou, daar's 'n Afrikaanse movie wat, ek kan nie die situasie onthou nie, maar ek onthou net die movie sê, wees net groter as die vark, dan sal hy weghardloop. En soms reageer ons so met mense ook. Maak jy net meer geraas en praat harder en vloek meer, dan gaan hy weet ek is ook ernstig. Ek is nie besig om die dinge daarbo te bedink nie. Ek is besig om die dinge hier op aarde te bedink. Ek is besig om te dink, hoe kan ek hier op aarde myself verdedig? Wanneer my gedagtes daarbo is, dan ontmoet ek daai persoon met 'n sagtheid en 'n kalmte. En ek sê, sorry dat jy seer het. Wat het ek gedoen om jou kwaad te maak? Want my fokus is op die persoon as 'n boetie of 'n sussie van Jesus Christus nog te kan kry. Amen. Sien, daar's 'n vers in Hebreërs 12 vers 1 tot 2 en ek gaan dit vir ons lees. Dit sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Nou gaan nou vir ons verduidelik hoe pas hierdie vers in. Dit sê,
aangesien jy nou hierdie wolk van getuienis om jou het, die wolk van getuienis, die Bybel gee nie vir ons duidelikheid oor wie dit is nie. Is dit die vorige geloofshelde, want hy praat in die vorige hoofstuk van hulle, is dit al die mense in die hemel? Wie dit is, maak nie eintlik saak nie. Die feit bly staan, is daar's mense wat na jou kyk, en wat jou sien as 'n voorbeeld. So daarom, lê al hierdie laste af, al hierdie goed wat jou terughou, al hierdie aardse dinge wat jy bedink, lê dit af. En dan sê hy, hoe doen jy dit? Met die oë gefestig op Jesus Christus. Dis hoe jy dit doen. My oë is gefokus op hom. Wat wil hy hê moet ek doen? En dan kom die mooi verduideliking wat saam met dit is. Hy sê, Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, en die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Wanneer my gedagtes op Jesus gerig is, soos wat Jesus se gedagtes op die Vader gerig was, toe hy aan die kruis gehang het, wanneer ek my gedagtes so op hom rus, dan skielik maak die verdrukking van die kruisiging nie meer vir hom saak nie. En ons sien in die tuin van Getsemane, was hy so angsbevange, dat hy bloed begin sweet het, en hy het aanhou vir die disippels gevra, bid net saam met my, hy het vir die Vader gevra, as hierdie beker my kan verbygaan, kan hy nie verbygaan nie, maar Here, U wil. Skielik, wanneer my oë gefestig is op Jesus, dan maak die huidige verdrukking nie vir my so baie saak, soos die vreugde wat in die hemel is nie. Wanneer ek gefokus is op wat God wil doen, en my oë gerig is op hom, dan maak hierdie omstandighede nie meer so baie saak nie. Dan kan dit maar sleg gaan, want God is besig met iets goeds. En dan die laaste punt wat hierdie teksgedeelte vir ons kom wys, is die posisie wat jy as kind van God het in Jesus Christus. Dis die posisie wat jy in God het, wat jou in staat stel om die dinge daarbo te kan dink. Wat dit vir jou die moeite werd maak om die dinge daarbo te bedink. Sien, dit is belangrik om ons posisie in Christus raak te sien, want dit is wat ons die voorreg gee om die dinge daarbo te kan bedink. Dit is ook 'n motivering oor hoekom dit belangrik is. Kolossense 3 vers 3 sê, julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Weet julle wat beteken verborge? Beteken weggesteek, toegemaak, omvorm, heeltemal omhels deur. Weet jy wat beteken dit vir jou? Dat daar is nie meer 'n area van jou lewe, daar's nie meer 'n situasie waardeur jy gaan nie. Daar's niks wat kan gebeur in jou lewe wat God nie alreeds toegevou het nie. Dis die posisie waarin jy is in God op hierdie oomblik. En dis tweedelige groot ding om te besef. Want skielik daai laste wat my vashou, daai gewoonte goed. Skielik moet ek besef dat wanneer ek besig is met dit, is ek besig met dit in God se teenwoordigheid. Daai goed wat ek so aanhou op die aarde bedink, ek's besig om dit te bedink terwyl my lewe toegevou is in God. En God verdien nie daai manier hoe ons hom behandel nie. En die ander kant is ook die waarheid, is wanneer negatiewe goed jou pad langs kom, God bly die een wat jou toevou. Jou kom en jou gaan, of jy nou opstaan of gaan sit, of jy binne is, buite, goed, sleg, mooi, lelik, alles van waaruit jy bestaan, alles is in God. 1 Johannes 1 vers 9 sê dat as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van elke kwaad reinig. Psalm 103 vers 12 sê, so ver soos die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dit is wat dit beteken wanneer jou lewe in God verborge is. Dit beteken God reinig jou van elke kwaad, van elke ding wat jy hier op aarde bedink het, van elke ding wat jy deurgegaan het. God reinig jou en hy skei dit van jou af weg. Daarom kan jy jou fokus
op die hemelse dinge hou. Daarom kan jy die dinge daarbo bedink. Dit is vanuit hierdie posisie wat dit vir ons moontlik is om God na te streef. Ek gaan vra dat die mense wat ons help met die nagmaal so langs vorentoe sal kom. En ek wil hê dat julle moet, wanneer ons vanoggend nagmaal gebruik, wil ek hê julle moet raak sien dit wat Jesus Christus nagejaag het. Wat hy nagejaag het toe hy aan die kruis gehang het. Want soms kyk ek en jy net in die kruisiging vas. As ons nou praat van ons eie lewens. Ons kyk net in die situasie vas wat nie lekker is nie. Ons kyk net in die situasie vas wat seer het. Ag, dankie baie. Ons kyk net in die situasie vas wat die lewe vir ons moeilik maak op hierdie oomblik. Jesus het nie net in die kruis vasgekyk nie. Hy het nie net in die seer of in die houe vasgekyk nie. Hy het vasgekyk in dit wat God besig was om te doen, om te betaal vir die sonde van die wêreld. En wanneer ek en jy vanoggend die nagmaal gebruik, moenie net in die kruis vaskyk nie. Kyk na wat die kruis kom doen het. En vat dit na jou eie persoonlike lewe toe, na elke situasie. Daai ding wat jou omkrap, jou seermaak, wat jy voel jou terughou. Kyk na wat God besig is om te doen. Soek God se doel agter dit raak. Amen.